Right, onlangs het die Riversdale Fotografie Klub 'n uitstapie gehad en het van ons fotovriende, as ek dit so kan stel, ongelukkig nie die uitstapie gemaak nie. En het ek het goed gedink om sommer 'n paar van die gedagtes wat ons met mekaar gedeel het tydens die uitstapie, in 'n videoetjie vas te vang sodat ons ander mense ook in die pret kan deel wat ons gehad het en die sites kan sien. Um, nou ja, ons het 3 stoppe gehad op die uitstappie en die eerste een was sommer by 'n eenvoudige laagwaterbruggie. En gaan ek gou-gou hier sommer net 'n fotootjie neem wat deel was van ons eerste gesprek. Hier sit ons vir oupa en 'n kleinkind op 'n muurtjie sit by 'n bergtoneel. Maar hoeveel maal neem ons nie familiefoto's nie? Jy gaan uit en jy doen 'n uitstappie of jy as gesin gaan ergens heen op 'n vakansie en ons neem foto's en sit ons baie keer met hierdie geval van ons gaan sit op 'n muur, ons gaan staan teen 'n muur, ons gaan staan by 'n reëling en 'n mens neem die mense reguit plat vas teen die agtergrond. Hier sit ons nou doelbewustelik met 'n ander probleem ook en dan is daar 2 ander probleme met hierdie foto. In die eerste plek, eintlik is daar 'n paar probleme, maar eerste ding wat ons van praat is hier sit ons met ons onderwerpe reg in die middel van die foto, wat nie altyd so 'n lekker samestelling maak nie. Tweedens sit ons met hierdie boom aan die agterkant van oupa se kop en wat lyk asof daar 'n boom uit sy kop uitgroei. Dit is iets wat 'n mens se oog pla en is dit glad nie aangenaam nie. Derdens dan sien ons met hierdie as ek die muis nou hier gaan gebruik, met hierdie voorwerpe wat ons aandag aftrek in die foto. So is dit dis dit tipe elemente wat 'n mens moet uitsny. Gebruik jou zoom of stap nader om hierdie elemente uit te kry uit die foto uit. So ja, as iemand daar stap of voor jou instap, wag tot die persoon verby is totdat jy die foto neem en maak seker dat 'n ou nie onnodige dinge in die foto het wat pla nie. Maar 'n voorstel wat ons hier gemaak het is om hierdie foto op 'n beter manier te neem of wanneer 'n mens op 'n location is, by 'n plek waar 'n mens foto's neem, op 'n vakansie of hoe ook al, is om dan in plaas daarvan om hierdie muurtjie te gebruik as net 'n statiese element, gebruik dit eerder om jou kyker na die foto te lei na jou onderwerp toe. Hierso is een van die dames wat op die fotografie uitstappie saamgekom het. Ons kan nog steeds die landskap rondom ons sien, die bome, die stroompie, ons sien ons sit op 'n ou laagwaterbruggie. Verskoning. Maar is die idee dat jy dan vanaf hierdie perspektief kan jy die muurtjie nou gebruik as 'n lyn, ons praat van 'n leading line, wat jou na jou onderwerp toe neem. Daar sien ons ook nou die obstruksies is weggevat, die onderwerp is ook nie meer in die middel van die foto nie, maar loop ons oog nou van hierdie muur af in, en jy moet jouself nou so amper verbeel, jy sien nou die foto wat hierdie dame met die rooi hemp geneem het, van die jong meisie wat daar op die muur sit. En onmiddellik is jou foto net baie meer interessant, selfs hierdie toeskouerfoto, as ek dit so kan stel, is onmiddellik 'n baie beter samestelling, as ons net weer teruggaan, as hierdie foto wat net heeltemal dwars teen die muur vasgeneem is. So ja, onthou agtergrond, goed wat moenie uit mense se koppe uitgroei nie, versterende elemente, soos wat hier in die foto is, en natuurlik ons moenie ons onderwerp wat jy in fokus wil hê in die middel van die skerm nie. Maak hom 'n bietjie van senter af. Kom ons kyk net gou byvoorbeeld hoe kan ons hom net deur 'n foto bietjie nader te gestap het, kon ons hierdie foto baie meer interessant gemaak het, net omrede ons onderwerp van die middel af weggeval. Maar is natuurlik sterende elemente, soos ek sê, nog steeds in hierdie foto, soos die boom wat hier uit oupa se kop uitgroei. Nou ja, ons het hierdie foto gesien. Nou ja, wat van 'n pragtige landskap? Hoeveel keer gaan staan ek en jy nie ook maar net daar tussen die bosse wanneer ons 'n landskap wil afneem, en nou sit ons met hierdie berge daar in die agtergrond, ons sit met die lyn van die plantasie, ons sit met hierdie kloof hier voor ons, en hoeveel maal gaan staan ons nie net daar en ons neem die foto nie. En dan om een of ander rede, wanneer ons na die foto kyk,
dan wonder 'n ou partykeer, maar joh, hoekom is die foto nie, lyk nie so indrukwekkend nie. Die rede daarvoor is 'n ou skep nie diepte nie. Onthou 'n foto is 'n tweedimensionele weerspieëling van 'n driedimensionele omgewing. Nou, wat ek daarmee bedoel is, jy sit met 'n plat foto. Nou, jy moet dan iets skep, voorgrond, middelgrond, agtergrond. Jy moet jou kyker na die foto vat van die voor af, wat was voor jou, en dan kan sien, die oog laat loop tot in die agtergrond van die foto. Nou, iets wat ons hier bespreek het, is hoe kan 'n ou dit regkry, en dan soek jy 'n interessante element of 'n interessante iets in die voorgrond wat jy kan gebruik. En het ons hierdie stomp, hierdie ou stomp met hierdie tak wat hier lê, en kry 'n dame 'n beter posisie om die son wat daar agter deur die wolke geskyn het met sulke mooi strepe, hierdie landskap, maar sy kry iets in die voorgrond. En ek dink dis belangrik dat 'n mens dit doen om jou kyker diepte te gee aan jou foto. So skuif jouself rond, soek vir ietsie in die voorgrond en maak gebruik van jou landskap. 'n Tweede kwessie wat ons baie keer doen is wanneer 'n mens so 'n landskapfoto gaan neem is, dan dink 'n mens jy moet jou lens stel op die wydste hoek wat jy kan. As jy nou 18 mm kan gaan, dan stel jy op jou 8, want jy wil soveel as moontlik van daai landskap inkry. Maar wat eintlik gebeur dan is dat jy het so 'n klomp elemente. Hier sit ons met hierdie plantasie, ons sit met hierdie kloof, ons sit met die berg, die wolke, nog 'n plantasie en hierdie klomp voorgrond hiervoor. Is alles verskillende elemente en dwaal 'n mens se oog maar 'n bietjie hier rond. Nou, wat 'n mens dan kan doen is wanneer jy by 'n landskap is, probeer om miskien 'n bietjie te zoom. Nou wat 'n zoom dan nou onmiddellik doen, of jy so 'n bietjie jou fokuslengte vergroot. Kom ons sê jy gaan op na hierdie was 24 mm op 'n full frame, so dis so min of meer gelyk aan 16 mm, is dit nie op 'n crop body, maar ek vergeet maar daarvan 24 mm. Dan sien ons, alles is baie wyd hier en ons sien 'n klomp detail. Nou kom ons kyk gou na 'n foto wat 'n bietjie meer gezoom is, en ons vat hom dan na, 50 mm toe. Net die feit dat 'n mens nou 'n klomp elemente, kyk die plantasie aan die regterkant is nou weg, ons nog steeds 'n bietjie voorgrond wat op hierdie oomblik in fokus is, en die fokus is nie so reg gewees nie. Maar die idee van hierdie foto gaan eintlik net om te wys hoe 'n mens 'n bietjie zoom kan gebruik in 'n landskapfoto om weg te doen met 'n klomp ongewenste, onnodige spasie, en kan 'n mens, dit is net die berge, bietjie wolke, nou sit 'n mens met hierdie mooi lyne in die vallei, en raak hierdie vallei dan half amper jou, of hierdie klowe raak amper jou fokuspunt, wat jou oog dan nou basies bind. So ja, net 'n voorstel en 'n idee om jou zoom ook tog te gebruik. Al neem jy 'n landskap, jy hoef nie altyd op volle wyte te neem wanneer jy neem nie. Alright. OK. Die kleur is natuurlik nou nie fantasties, dit was 'n swaar bewolkte dag, en daardie tipe dinge kan jy nou nie voor help as jy iets vooruit beplan nie. Nou ja, hier sit ons met 'n portret van 'n jong meisie. Nou, dit is tipies weer eens so, hoeveel maal neem ons nie 'n portret nie? Ons was daar, ons was in 'n plantasie, ons was in 'n bos, ons was by 'n spesiale plekkie in 'n vakansie, en dit was so mooi daar, en ons neem ons geliefdes af, maar dan wanneer ons hulle afneem, dink ons moet hulle inzoom en ons moet hulle die hele skerm volmaak. Dit is alles goed en wel, en dit is ook reg en mooi, maar kyk net wat gebeur wanneer 'n mens 'n bietjie verder weg staan en 'n bietjie die omgewing insluit. Kyk net, jy sien nog steeds jou persoon, die geliefde, jou dogter of wie ook al dit nou is. En maar jy sien nou ook baie meer van die omgewing waar jy was. En tog laat dit jou oog 'n bietjie toe om rond te dwaal in die foto, maar hy kom weer terug na jou onderwerp wat hier in die omgewing staan, want dit is maar 'n mens se oog, jou oog kom altyd terug na die persoon in die foto. Ons oog
sal 'n bietjie ronddwaal, maar dit kom terug na die persoon toe. So moenie net altyd 'n portret gaan neem. Hierdie is mooi en goed en reg, maar kom ons gee 'n bietjie omgewing. Kom ons gee 'n bietjie ruimte. Kyk, sy staan op dieselfde plek. Let op die wit klippe hier by die voete. Sy staan op dieselfde plek, net 'n bietjie teruggestaan. Hierdie is nog teen 70 mm. Hierdie is ook 70 mm. So ek het niks uitgezoom eers hierso nie. Net 'n paar tree teruggegee en onmiddellik sien ons 'n groot die wêreld waarin ons was toe ons op die uitstappie gegaan het. Right. Nou hierdie een, dit was ons laaste stop van die dag, was hierdie klomp dooie bome binne die plantasie en in hierdie beboste gebied. En is dit regtig 'n baie mooi karaktereienskap om hierdie kontras te sien van lewendige bome, dooie bome, wille, vergroeide natuur en mooi geplante plantasies. Maar dan staan hierdie geraamtes, om dit nou so te stel, hier uit. En sien 'n mens, ja, dis 'n mooi groot boom en hy staan daar uit en lyk dit dalk 'n bietjie indrukwekkend, maar dit is nie baie dramaties nie. En dan nog ook teen ongelukkig die wit wolke wat maar baie grys is. Dit was 'n kleurlose dag. Dan sukkel 'n ou maar. En wat jy dan moet doen om 'n meer interessante samestelling te kry, is om die foto te neem op 'n manier hoe jy normaalweg sal staan en kyk aan haar nie. Wat ek bedoel daarby is neem die foto vanaf 'n hoek, vanaf 'n posisie wat jy nie normaalweg na die onderwerp sal kyk nie. Hierso is 'n posisie, 'n tipiese foto geneem met 'n wye hoek, ek dink is 24 mm, ja. En net die boom ingekry, alles goed en wel, maar dit is gestaan en neem. Maar wat gebeur as jy 'n bietjie nader kom? Kyk net hoe dramaties is dit. Ons het 'n klein bietjie van hierdie groenige bossietjies hier voor ons, maar kyk, dit is dieselfde boom. Kyk net hoe dramaties raak. Ons kan ook die tekstuur op die boomstam sien. En wanneer hierdie boom bokant ons uittoring, dit skep onmiddellik 'n meer interessante samestelling. Terug van daai wat maar basies, ja, dis hoe dit lyk, dis hoe dit is. En is ons foto's baie keer, maar dis hoe dit daar lyk, dis hoe dit is. En niks interessants op die ou end van die dag, niks keepers nie, om dit nou so te stel. Maar terwyl 'n mens 'n baie dramatiese perspektief kan kry deur naby aan iets te gaan staan, op te kyk na dit toe of af te kyk, hoe dan nou ook al sy, maar gebruik jou tyd en dink oor die samestelling, gebruik ander hoeke om dieselfde onderwerp af te neem. Neem hom staande af, net soos wat jy staan en kyk nou, maar probeer ook 'n bietjie iets anders. So ja, dit is so 'n paar goedjies wat ons bespreek het tydens ons uitstappie. En dit was baie lekker geweest saam met hierdie klomp oud en jonk fotograwe. En ja, sien ons uit na die volgende geleentheid. Bye bye.